Ek lees onlangs 'n aangrypende storie wat vertel is deur Christian Wiman. Hy is 'n teoloog en hy is ook 'n digter en hy vertel van hierdie hond wat hy en sy gesin aangeneem het. Die hond se naam is Mac. En Mac was al vir 10 jaar deel van die familie gewees. En op 'n dag het Mac begin siek raak en hulle het toe vir Mac na die veearts toe geneem en toe kom hulle agter dat Mac al die tyd in sy binneste 'n patroon gehad het waar iemand hom in sy verlede geskiet het. En dit is 'n tragiese verhaal want Mac het sy hele lewe lank of ten minste vir 10 jaar lank saam met hierdie gesin met 'n patroon, met 'n koel in sy binneste rondgeloop en die familie het dit nie geweet nie. Die veearts kon die patroon verwyder en Mac het sommer gou-gou beter geword. En Christian Wiman skryf dat hierdie episode hom eintlik laat dink het aan die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het, wat ons in Lukas 8 sien. Hierdie vrou het vir 12 jaar lank met hierdie probleem rondgeloop. Sy het dit nie teen en vir niemand vertel nie. En toe sy hoor dat Jesus in haar dorp verbykom, toe sy weet dat hierdie Messias, hierdie een wat haar kan red, by haar verby gaan loop saam met 'n skare mense, het sy gehoop dat sy net naby genoeg aan hom kan kom, sodat sy aan hom kan raak. En sy het geglo dat dit genoeg sal wees om haar te genees. Hoekom wou sy nie sommer prontuit net vir Jesus sê wat haar makeer en dat hy haar moet genees nie? Hoekom was dit vir haar net goed genoeg om aan hom te raak? Dalk omdat sy skaam was vir die patroon wat in haar binneste waarmee sy gedra het en geloop het. Dalk was sy skaam vir die seer en die pyn wat sy al die jare saam met haar gedra het. Dalk het ek en jy nie ook so 'n seer wat ons verlang saam met ons dra, seer wat ons vir niemand anders wil deel nie, omdat ons bang is vir oordeel of omdat ons bang is dat iemand anders daarvan gaan weet en dat hulle dit teen ons gaan hou, of wat ook al die geval is. Ek wonder of ons nie almal maar tog op 'n manier gewond is, soos wat Mac gewond was en soos wat hierdie vrou gewond was in Lukas 8 nie. Dalk voel ons ook dat as ons net aan Jesus kan raak, ons wil niks sê nie, want ons wil nie daai pyn verbaliseer nie, maar as ons net aan Jesus kan vat, dan weet ons alles sal oukei wees. Dalk is dit vir ons genoeg om net te weet dat Jesus Christus in ons midde is, soos wat dit vir die vrou in Lukas 8 genoeg was. Ek weet nie wat jy op hierdie oomblik dra nie, ek weet nie wat jou vriende of jou familie of jou kinders of jou ouers dra saam met hulle nie, maar mag ons besef dat ons in die voetspore van Jesus Christus loop. Mag ons besef dat hy vir ons goed genoeg is. Ja, daar is allerhande middele wat ons kan help en dit is nodig en dit is goed. Ons moet daardie middele en daardie mense wat tot ons beskikking is, benut en gebruik. Maar uiteindelik moet ons ook weet dat ons 'n Here het wat ons nooit alleen los nie, al dra ons ook watter patroon in ons binneste. Hemelvader, dankie dat U vir ons lief is. Vader, ten spyte van dit wat ons saam met ons dra, dankie dat U ons altyd lei en bewaar en beskerm. En dankie vir U genade. Wil U gee, Vader, dat ons altyd bewus sal wees dat U by ons is. Ons vra dit alles in U naam. Amen. Baie dankie dat jy 'n tyd geneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.